graad 11 gedoen. Dis die hoofstuk oor intermolekulêre kragte. Okay? So dis 'n opsommende hoofstuk vir jou okay, goed. Goed. So opsommende hoofstuk wat ek hier gemaak het vir jou, want jy moet eintlik al alles kan beantwoord. Ons het nou net nuwe soort molekules en dan nie nuwe intermolekulêre kragte nie, maar nou is dit nie net H en O, F, daai molekules wat waterstofbindings het, dis 'n paar ander. Drie gaan sit reg jou selfoon, dankie. Okay. Goed. So hierso bo is 'n paar definisies wat jy moet ken. Okay, die eerste definisie, daar is die definisie oor viskositeit. Okay, dit is die maatstaf van 'n vloeistof se weerstand teen vloei. So hoe maklik of moeilik hy 'n pour gooi. Okay, so sê nou maar ons het Rieke sê gaan by jou begin vandag, water versus olie. Watter een sou jy sê het 'n hoër viskositeit? Sê weer? Okay, sure. Hoe weet jy of 'n intermolekulêre kragte is sterker? Wat hy? Nee, hy weet dit nie. Ek kan nie meen. Nee, ek weet nie. Dis geel. Nee maar, hoe weet jy wat jy sien van olie en water? Nee, ook nie. Nee. Wag, laat ek net van die sin jou maak. Okay, Rikus. As jy olie en water het en jy hanteer hulle, hoe weet jy olie se viskositeit is hoër? Hy gooi moeiliker. Nee, die deeltjies klou meer aan mekaar vas. So dis hoe jy weet sy viskositeit is hoër. Want 'n olie gooi moeiliker of sy deeltjies klou sterker aan mekaar vas, wat beteken hy moet sterker intermolekulêre kragte het. Okay, daar's EMF, dit moet julle moet obviously EMK wees, nê, maar intermolecular forces, maak dit ook. Dan die volgende definisie het julle laas jaar al gedoen, dampdruk. Wat is dit? Dit is die druk uitgeoefen deur damp en die damp is goeders wat verdamp het in ewewig. Nou ons gaan weer praat oor ewewig later hierdie jaar, en ewewig met sy vloeistof in 'n geslote stelsel. Okay, so dit is wanneer jy 'n houer het. Okay, en hy's toe en daar's nou vloeistof daarin en jy maak hom warm. Daar's nou vuur op 'n plaat. Daar's 'n gasplaat. Okay, wat hom warm maak, dan begin hierdie deeltjies nou te verdamp. En daai deeltjies wat daar verdamp bots teen mekaar en hulle bots teen die kante van die houer, want hulle, soos hulle warm gemaak word, kry hulle hoër kinetiese energie en hulle bots en daai noem mens dampdruk. Die druk uitgeoefen deur die damp in ewewig, want dit is in 'n geslote stelsel. Kyk, ewewig kry mens net in 'n geslote stelsel, ons praat later hierdie jaar in diepte daaroor. Dan, hoe sterker die intermolekulêre kragte is, hoe moeiliker is dit vir die vloeistof om te verdamp. Okay, want die deeltjies klou aan mekaar vas. So hulle sukkel om te verdamp, so daar's minder dampdeeltjies daarbo. As ons swak intermolekulêre kragte is, dan breek hulle maklik uit mekaar uit en dan is die deeltjies oral. Okay. Hoe moeiliker is dit vir die vloeistof om te verdamp en hoe laer is die dampdruk. So wat jy kan dit nie nooit sê nie, want daar's nie 'n formule wat daarmee saamgaan nie, maar wat jy in jou kop kan dink is intermolekulêre kragte is omgekeerd eweredig aan dampdruk. Hoe swakker die intermolekulêre kragte, hoe sterker is die dampdruk. Maar jy mag dit nie so gebruik, daai bewoording nie. Hoekom mag jy dit nie gebruik nie? Want daar's nie so 'n formule wat daarmee saamgaan nie. As daar 'n formule op jou dataveld was, dan kon jy, maar daar is nie. Okay, en dan wat is kookpunt hierso? Kookpunt is die temperatuur. Onthou as jy nie die woord temperatuur sê nie, dan kry jy 0. Die temperatuur waarby die dampdruk gelyk is aan die atmosferiese druk. So, as ek terug gaan na my prentjie bo en ek maak dit nie
'n geslote stelsel nie. Ek maak nou die deksel oop en nou begin die deeltjies hierso te verdamp. Nee, hulle begin in die atmosfeer in te gaan. Maar die atmosfeer, ek gaan hulle kruisietjies maak. Die atmosfeer bestaan ook uit gasdeeltjies, né? Hier rondom ons is suurstof, koolstofdioksied, stikstofgas, metaangas, stofdeeltjies, klompdeeltjies wat hier rondom is. Okay? En hulle oefen ook 'n drukking op hierdie gasdeeltjies wat besig is om te verdamp. En daar waar die gasdeeltjies verby die atmosferiese druk beweeg, dis waar die stof begin te kook. Okay? Louis Henry, was jy al ooit by Durban? Die atmosferiese druk daar, hoe voel dit? Hoe ervaar jy dit? Weet jy dit ervaar? En wie? Ja, ek weet van jou gesig sê klomp goed. Jy kan jouself nie help nie. Dit is in jou wese. En Louis Henry? Is dit die ligdruk is hoër. Die deeltjies beweeg meer, daar's meer vloeistofdeeltjies in die lug. So gaan die stof gaan die vloeistof, kom ons sê water, teen 'n hoër temperatuur of 'n laer temperatuur kook by Durban? As hier in Parys. Teen 'n hoër temperatuur, want die atmosferiese druk is swaarder. So dit gaan meer drukking vat hier, so dit gaan warmer en warmer en warmer, meer deeltjies moet verdamp voordat hy actually kan begin kook. Maar as jy op die berg is daar min gasdeeltjies in die lug, so dit gaan nie baie gasdeeltjies vat om hulle weg te druk. Ek bedoel dit is met hoogte bo, as jy speel, want by die Kaap is dit baie laag as so. Laer wat? Laer kookpunt, hoër kookpunt. Hoër kookpunt. Hier is dit laer, want hier is dit hoër. Dan gaan ons nou vinnig kook. Vinnig kook. Durban nou ook by die see is. Ja, hier kook hy vinniger as by Durban. Ja, dis wat ons sê. Okay. Goed, dit sê hierso. Hoe hoër die kookpunt, hoe hoër die dampdruk, hoe laer is die kookpunt of intermolekulêre kragte is direk eweredig aan kookpunt. Hoe sterker die intermolekulêre kragte, hoe hoër is die kookpunt. Okay, goed. Nou, ek gaan die onderskryf, hier doen onder. Wanneer ons daai intermolekulêre kragte beantwoording gee, was ons 4 bullet points wat ons moes raak. Die eerste ene was die obvious verskil. Okay, hierdie is groter as daai en hierdie is sterker intermolekulêre kragte as daai. Dan die volgende ding was nou weer wat is Henry? Ja, die sterkte van die intermolekulêre kragte. So daar is obvious en daar is 'n driehoek. Driehoek beteken mos delta of die verandering in, beteken verskil. Dan die volgende ene, Charles, kan jy onthou? Die tipe intermolekulêre kragte. Die derde een was 'n golden sentence van dis sal meer energie benodig word om so daar praat ons oor die energie en dan laaste het ons die gevolgtrekking gemaak. Okay, goed. So daar is so 4 bullet points wat ons oor geoefen het in graad 11. Nou, daai obvious verskil gaan hierdie jaar een van 4 goeters wees. Okay? So daai obvious verskil kan een van 4 dinge wees. Die eerste ding wat dit kan wees is die soort intermolekulêre kragte, London-kragte, dipool, waterstofbindings, bla bla bla. Die tweede soort ding wat dit kan wees is die grootte van die molekule of sy molêre massa, MR staan ons vir molêre massa. Of ons praat ook van kontakoppervlakte, die kontakoppervlakte. Okay? Dan die derde ding wat dit kan wees is die aantal, en nou hashtag is eintlik die getal vir aantal, die aantal funksionele groepe. Want as jy klomp alkoholgroepe het, dat jy klomp waterstofbindings of moontlikhede vir waterstofbindings. En dan die laaste ding
wat daar kan wees is of jy syketings het. Syketings versus reguit ketings. Reguit. Of ons praat van syketings of ons praat van vertakkings. Syketings of vertakkings. Okay. So daai is die 4 goed waarna ons gaan kyk en hulle het ek vir jou opgesom hierso in die tabel. Okay? Is julle met my? Goed, so die eerste een wat ek daar vir jou opgesom het, is die sterkte of die soort intermolekulêre kragte. So hierso het ek al die homoloë reekse. Joh, hierdie moet nou alles terugkom na jou toe, daai woorde wat ek nou gebruik. Die homoloë reekse, jy kan sien alkane, alkene, alkyne, esters, aldehiede, ketone, alkohol en 'n karboksielsuur. Okay? Die alkane, alkene, alkyne het almal London intermolekulêre kragte want hulle is baie simmetries. Esters het dipool kragte want hulle het mos daai C dubbelbinding OOC. So daai goeters. Dan het ons aldehiede dipool, ketone dipool. Alkohol het 1 plek waar jy waterstofbinding kan kry en 'n karboksielsuur het 2 plekke waar jy waterstofbindings kan kry. Dan sien jy het ek 'n groter astekens daarin gesit. So hierdie een is die swakste intermolekulêre kragte en dan word dit al hoe sterker. Okay, goed. So sê nou maar ons vergelyk nou, waar trek ek met my vrae Henkie ou weer. Sê nou maar ek vergelyk etaan met etanol. Etaan met etanol. Watter een sal sterker intermolekulêre krag hê? Hoekom? Hy het 1 plek waar waterstofbindings kan vorm. En wat het etaan? London kragte. Jy moet albei noem. Dan is sterker en dan dis sal meer energie benodig word om die intermolekulêre kragte. Hierso. Dis sal meer energie benodig word. Okay, goed. So hierso sê ek vir jou, ek het vir jou opsomming gemaak aan die regterkant. Jy gaan kyk na die polariteit van die funksionele groepe. Wie het sterker polariteit, wie het sterker intermolekulêre kragte? So hier begin dit. Sterker intermolekulêre kragte, meer energie sal benodig word om die kragte te oorkom, dis 'n kookpunt hoër. Okay, obviously jy mag nie so afkort nie. Dis net 'n opsomming. En dan die dampdruk, baie belangrik. Gaan jy sê intermolekulêre kragte hoër, meer energie benodig om die kragte te oorkom en dan 'n golden sentence, dis vir damp etanol teen 'n laer tempo. Dis verdamp dit teen 'n laer tempo en het dit 'n laer dampdruk. Okay. So as hulle vir jou iets vra oor dampdruk, dan kom daar so nog 'n sinnetjie by. Dis verdamp by teen 'n laer tempo of hy verdamp teen 'n hoër tempo. So ons gaan dit oefen, moenie worry nie. Ja. Kan ons net groep met groep vasgelei afdeling in daai groep. Gee my 'n voorbeeld. Soos kan ons net die soort Intermolekulêre kragte. met mekaar vergelyk in plaas van dat die sterkte van intermolekulêre kragte byvoorbeeld met 'n vertakking vergelyk. Kan Ja, nee, jy kan nie dit doen nie. Ons gaan nou naby kom. Hou vas. Okay. Goed, dan die aantal funksionele groepe. Okay, so daai was nou die eerste ding, hier is die tweede ding. Die aantal funksionele groepe, soos byvoorbeeld, sê nou maar ek het hierdie ene versus die ene. Etanol versus etan 1,2 diol. Okay, Frederik, watter een sal 'n hoër kookpunt hê en hoekom? Sê weer? Hoekom? So hy het 2 plekke, jy moet sê vir my 2 plekke waar waterstofbindings kan vorm. Net omdat dit daar is, beteken dit nie dit het reeds gevorm. Okay? Dit is net waar, dis aantrekkingspunte, magneetpunte waar dit iets anders kan aantrek. Okay, goed. Dan die volgende ene is die kettinglengte. Nou ek wil julle met kettinglengte in hakies sit, want dit is nie altyd die kettinglengte nie.
of hulle hou nie van daai woord nie. Jy sal sien 'n bietjie ou vraestelle sal jy sien in plaas van kettinglengte en, maar in November van 2014 het hulle bietjie die reëls begin verander. So ons mag nie eintlik meer sê kettinglengte nie. Jy kan sien ek het oppervlakte of kontakoppervlakte is eintlik meer beter. Kontakoppervlakte is een wat hulle meer verkies, of jy kan sê molêre massa, of wat het ek daaronder gesê, kontakoppervlakte, molêre massa, of die grootte van die molekule. Anyway, so byvoorbeeld, as ek hierdie ene vergelyk met die ene. Okay, nou het ek gesê hierdie ene en die ene. Dian, gee vir my hierdie ene se naam en Jean-Marie gee vir my hierdie ene se naam. Dan Leandre, wil ek weet aan watter homoloë reeks behoort hulle. Gina, ek wil weet wat is hierdie homoloë reeks se algemene formule. Ek sê nog 'n recap hê. Ja, Dian? Ja, so etaan en Jean-Marie en homoloë reeks, alkane en algemene formule. Mooi. Okay, nou Amorey, is hierdie 'n regverdige vergelyking? Is dit regverdig vir my om etaan met butaan te vergelyk? Dit was jou vraag nou net eintlik. Jou indirekte vraag. Okay, so dit is 'n regverdige vergelyking want hulle behoort aan dieselfde homoloë reeks, so hulle sal dieselfde Londen intermolekulêre krag hê. So wat is die ding wat ek hier vergelyk? Wat is my onafhanklike veranderlike, Pieter? Wat is fout? Fokus aan dit. Wat is my skryf julle dit goed neer? Onafhanklike veranderlike hierso tussen hierdie twee is die kettinglengte, mag nie daai woord gebruik nie, die kontakoppervlakte of die molêre massa is my onafhanklike veranderlike. Dis die ding wat ek verander. Wat is die goed wat ek konstant hou? Jy kan of sê die homoloë reeks, soort homoloë reeks, of jy kan sê die soort intermolekulêre kragte is die ding wat ek konstant hou daar. Okay. So Linden, tussen daai twee, watter twee sal die hoor mooi my vraag, watter een sal die hoër dampdruk hê en hoekom? Hoekom? Wat beteken dit vir sy intermolekulêre kragte? Swakker. So etaan het swakker intermolekulêre kragte want sy kontakoppervlakte, sy grootte van sy magneet is kleiner, swakker intermolekulêre kragte. Dit sal hy minder energie benodig om die intermolekulêre kragte tussen deeltjies te oorkom. Dit sal hy vinniger verdamp of sy verdampingstempo sal hoër wees. Dampdruk is hoër. Sê weer? Is Albert Londen kragte of hulle albei is van dieselfde homoloë reeks. Okay. In my vraag was dit die dampdruk. Okay, dan die laaste soort ene, so het ek die nommers verder gemaak. Hierdie is 3, hierdie is 4. Die laaste ene hier, so waarmee is julle besig? Praat jy oor wetenskap? Jy moet nou sê ja, want okay. Laat ek jy nog moet leer om te lieg ook. Linden, wat is dit? Jy praat nou bolos. Nee, wat wil jy ek wil nie weet nie. Hou op. Stop dit. Fokus. Ek gaan jou weer skuif. Pieter en ek sê volgende keer skuif ek jou hiernatoe. Okay. Goed. So die volgende ene is wat ek wil vergelyk is daardie twee. Okay. Nou met waterstof. Pieter, is hierdie 'n regverdige vergelyking? Dan wil ek by jou weet, sy weer, wat is hierdie boonste ene se molekulêre formule? En Amoney, wat is hierdie een se molekulêre formule? En dan gaan jou vraag nou kom, want ek wag vir hulle antwoorde. Ja, Pieter? Ja. Hoekom? Hulle behoort albei aan dieselfde homoloë reeks, is albei wat? Watter homoloë reeks behoort hulle aan? Alkane. Okay, so hulle is albei alkane. Ja, Xavier, wat is die eerste een se molekulêre formule?
Nee, daar is die algemene formule. Molekulêre formule. Lekker maar. Nee, dis al 25 oor. Hierdie is C, ek gaan net 'n bietjie vinniger gaan. C4H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wat is jou naam? Drie gaan pak asseblief jou goed op en kom sit hier so langs Leandri. Wat is die volgende is 'n molekulêre formule? Ek het ons het gepraat oor die C4H en ek het vir hom gesê oor die C3H iets wees omdat die grootste of langste ketting. Is ek 'n idee dat ek dit glo? Ek beloof. Sjoes. Okay, C4H10, C4H10. So, en weer, wat noem mens dinge met dieselfde molekulêre formule? En dan jou antwoord gaan afhang, jou vraag gaan afhang van sy antwoord, want jou vraag gaan wees, watter soort is dit? Ja, isomere. Okay, isomere is dinge met dieselfde molekulêre formule, maar verskillende strukture. Ja, so my vraag aan jou is, watter soort isomere is hierdie? Okay, en dan Anke, jou vraag sal wees, tussen hierdie twee, watter een het 'n hoër kookpunt? Ja, sê maar, Anke, terwyl ons wag vir hoekom? Okay, goed. So, omdat hierdie ene, butaan, minder vertakkings het, is sy kontakoppervlakte groter. Okay, jy moet nou dink, sê nou maar jy wil nou hier, ek het nou daai ene, en jy wil nou hier nog so ene aansit. Nou moet hy draai en verander, en hierdie goeters is nie soos, daar's nie 'n mannetjie wat besluit hoe die Lego blokkies aan mekaar gesit moet word nie. Hierdie goeters het nie 'n brein om te dink nie. So hulle kom net by mekaar, dan koek hulle 'n bietjie, dan is daar lugbubbels tussenin wat maak dat die intermolekulêre kragte nie so sterk is nie. So hulle kan perfek mooi by mekaar gaan pas, maar dit doen nie. Okay? So omdat hierdie een so 'n ding het wat daar uitsteek, maak dat hy met die volgende ene nie so lekker bind nie. Daar's 'n gapings daar, lugbubbels. So die kontakoppervlakte en die intermolekulêre kragte is nie so sterk nie. Okay. Ja, Ardu is 'n ketting isomeer want die lengte van die hoofketting is verskillend. Mooi. Okay, so julle met my? So dit is die 4 goed waarvoor ons gaan soek. Kom ons kyk gou hoe lyk 'n vraag. Hierdie is 'n ou eksamenvraag. Dit sê daar: bestudeer die kookpunte van die volgende alkane. Okay. Nou, as jy so 'n vraag kry, wil ek hê, jy moet altyd heel eers vir my kyk aan watter homoloë reeks behoort hulle. Hulle sê vir jou alkane, so alkane. Dan die volgende ding wat ek wil hê jy moet vir my doen, is hulle molekulêre formule gaan neerskryf. Nou ons weet die alkane se algemene formule is CnH2n + 2. So, Dregan, wat sal propaan se molekulêre formule wees? En dan Louis Henry wil ek weet metielpropaan, Rikus butaan, John Marie pentaan. Ja. Dregan? C3H8. Ja, Louis Henry? Metiel is hoeveel? 1 en prop
3. So 1 plus 3 gee vir jou 4. So dis C4 en dan yes. En volgende ene Rikus? Okay, so dadelik sien jy ietsie van hierdie 2 en dan John Marie Pent. Okay, goed. So, jy sien hierso reg, hulle is almal alkane vir jou gesê. Dan sien jy die molekules word groter oor die algemeen behalwe vir hierdie 2, hulle is isomere en ons het hulle nou net behandel. Daar's 'n rede hoekom ek hulle nou net genoem het. Jy sien hulle is isomere van mekaar want hulle het dieselfde molekulêre formule. Hierdie is metielpropaan en hierdie is butaan wat beteken hulle is ketting isomere van mekaar. Okay, goed. Volgende vraag. Volgende ding wat jy gaan neerskryf vir my is partykeer is hulle almal van verskillende homoloë reekse. Dan moet jy nou klomp werk gaan doen, maar hier is hulle almal alkane, so jy kan sê hulle almal het Londen intermolekulêre kragte. Gaan skryf jy vir jouself neer. Nou wil ek weet, Dian, sal dit regverdig wees om propaan met metielpropaan te vergelyk? Sal dit regverdig wees om propaan met metielpropaan te vergelyk? Ek gaan net so lank hierdie goeders maak A, B, C, D, want anders moet ek die hele tyd die naam uitskryf en ek spaai lei. Okay, hoekom sê jy ja? Sorry, ek kan nie hoor nie. Okay, hulle het dieselfde funksionele groep, so meen hulle dieselfde intermolekulêre kragte, wat jy wil sê. So wat's verskillend? Okay, jy sê molekulêre massa en iemand anders het gesê sy ketting. So is dit 2 goed wat verskillend is. Hierdie ene is 44 en hierdie ene is 58. Okay, so hierdie se massa is groter. En hierdie een het 'n syketting, hierdie een het geen syketting nie. So dit is nie 'n regverdige vergelyking nie, want daar is 2 onafhanklike veranderlikes. Die een gaan oor syketting en die ander een gaan oor molêre massa. So dit is nie 'n regverdige vergelyking nie. Is jy met my? Wat wel 'n regverdige vergelyking is B en C. Hoekom is dit regverdig? Want hulle molêre massa is dieselfde. Hulle hoef nie altyd presies dieselfde te wees nie. Hulle kan uitwees met soos 1 of 2, maar dit is dieselfde in hierdie geval, maar hierdie is 'n reguit ketting en hierdie is 'n vertakking of 'n syketting. Okay. Ja? Okay, goed. Volgende vraag vra hulle vir jou, of die eerste vraag sê hulle vir jou. Verduidelik waarom die kookpunt van pentaan hoër is as die van butaan. Verwys na bla 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 bla. Okay, so daar is daai bullet points wat ons gaan gebruik en ek gaan net A, B, C en D gebruik want ek moet nie 'n naam uitskryf die hele tyd nie. Okay, Frederik, wat is die eerste ding wat ons moet sê wanneer ons butaan met pentaan vergelyk? En wat is die obvious verskil? Ons vergelyk pentaan met butaan. Okay. Dian, hou op. Vir so te kyk. Ja, sou my ook pla. Soos vir kinders. Dian, hulle okay, maar jy kan nie net sê hulle molêre massa is verskillend nie. Vir daai antwoord gaan jy 0 kry in die eksamen. Jy moet spesifiek wees. Juffrou? Wil iemand vir Frederik help? Ja, maar jy moet geef my die sin. Wat gaan ons neerskryf? Okay, jy gaan nie sê hoor, jy gaan sê groter. Okay, so ek gaan nou D en C gebruik. So my eerste bullet point gaan ek sê D het 'n groter. Nou, ek het vir jou gesê hierso kan jy sê molêre massa, kontakoppervlakte,
grootte, maar verwys na wat hulle vir jou sê. Hulle praat hier van molêre massa, dan gee jy dit terug in jou antwoord. Okay? So pentaan of D het 'n groter molêre massa as nie as C. Wat is jou volgende sin, Henk? Okay, so pas dit vir my toe asseblief. Beide C en D het presies dieselfde Okay. molekulêre krag. Very true. Okay, maar nou sit ons aan met 'n probleem want pentaan se kookpunt is dan hoër as pitaan se. So hulle albei se soort intermolekulêre kragte is dieselfde, maar pentaan het sterker intermolekulêre kragte want hy's langer. Okay? So D se Londen hier net tog ons mag mos die afkorting intermolekulêre kragte is sterker as C se Londen kragte. Okay, so daar stel ek dat hulle albei Londen intermolekulêre kragte het, maar ons het ons nou reeds gesê D het 'n groter molêre massa, so sy Londen kragte sal sterker wees. Okay, dan Charles, yes. Hier is ons rede mos. Ja. Nee, jy kan dit weer vir jouself sê as dit vir jou sin maak, maar jy hoef dit nie weer te sê nie. Okay, Charles, wat is jou volgende sin? Ek sê dis sal meer energie benodig word om dese intermolekulêre kragte te oorkom. Pragtig. Dit sal meer energie benodig word om Okay, nou ek gaan hom net bietjie verleng Charles se antwoord. Ek sê dis sal meer energie benodig word om intermolekulêre kragte tussen dese molekules te voorkom. Mag jy sê tussen dese atome? Nee, want dan breek jy nou kovalente bindings, ons wil nie dit doen nie. Okay, mag jy sê dese deeltjies? Jy mag sê deeltjies. So as jy nie weet tussen molekules is dit atome, is dit wat nie, dan praat jy van deeltjies. Omdat jy die woord dus sê, connect jy dit aan die vorige sin, maar jy kan sê as C, hè? Jy kan sê as C. Okay, en dan die laaste sin, dus het D 'n hoër kookpunt as C. Okay, hierdie kom alles terug na julle toe nou. Julle sê, ja, ons onthou hierdie van graad 11, volpunte vir die hoofstuk. Okay, B vra hulle vir jou. Metielpropaan is 'n isomeer van butaan. Verduidelik waarom die kookpunt daarvan laer is as die van butaan, ten spyte daarvan dat hulle dieselfde molekulêre massa het. Heinrich. Begin vir ons daar met die obvious verskil. Metielpropaan het suiker. Okay, en die ander ene? Wat se Butaan? het nie. Het nie. Okay, jy moet dit sê. Jy kan nie net sê die ene sykettangs nie. Okay, so, jy kan sê sykettangs, maar hulle verkies die woord vertakkings. Okay, so die obvious verskil daar is, waar trek ek nou B? B het vertakkings en C is 'n reguit ketting. Okay, so die obvious verskil, die een is 'n reguit ketting en die ander een het vertakkings. Okay, wat gaan jy volgende sê, Linden? So
soos okay, so dus het C 'n groter kontakoppervlakte en sterker Londen. Nou gaan ek afkort want ek is baie lui. Londen intermolekulêre kragte as B. Wat is jou volgende sin, Amorey? Dus C 'n groter energie benodig of meer energie benodig om die intermolekulêre krag te kunnen oorkom as wat B doen. Yes. Dis al C meer energie benodig om intermolekulêre kragte tussen molekules te oorkom. Kyk. Julle kry die idee. Volgende vraag vra hulle vir jou. Waarom is dit belangrik dat wanneer die kookpunte van butaan en metielpropaan vergelyk word, die verbindings identiese of baie dieselfde molekulêre massas het? Gina? Vraag C. Ek het dit nou nog gesê, wie mag antwoord? Frederik, was dit jou vraag? Was dit Dian se vraag? Wie se vraag was dit? Die vraag C, waarom is dit belangrik dat hulle dieselfde molêre massas het? As jy hulle twee wil vergelyk. Wie se vraag was dit? Wie wil antwoord? Frederik, was dit jou vraag? Wil jy antwoord, Heinrich? O nee. Yes, jy mag net een onafhanklike veranderlike hê, wat in hierdie geval vertakkings of reguit ketting sal wees, so daarom moet die molêre massa min of meer dieselfde wees. Okay, onthou jy dit, Frederik? O, was dit die antwoord? Onthou jy die aan? Ek val net gou. In 'n ondersoek mag daar net een onafhanklike veranderlike, en hier gaan ek sê reguit versus vertak wees, daarom moet massa konstant gehou word. Ek gaan nou lees. So sê in 'n ondersoek mag daar net een onafhanklike veranderlike, in ons geval reguit versus vertak wees. Daarom moet die molêre massa, MR, molêre massa, konstant gehou word. Vat 'n slukkie en sit hom weg. So jy verdien nie 'n slukkie na elke sin wat jy skryf nie. Okay. Vraag D. Vra ek vir jou. Watter van die samestellings in die tabel het die hoogste dampdruk, Leandri? Hoekom? Mag jy dit as 'n antwoord gee in 'n toetsexamen? Nee, mag nie. Maar dit is jou gedagtegang wat jy kan hê. Dus die antwoord is propaan of in ons geval ook A. Hoekom? Want hy het die swakste intermolekulêre kragte, wat beteken hy verdamp die vinnigste. Okay, hulle het nie gevra vir 'n rede nie.
maar as hulle vir 'n rede sou moes vra. Kyk, goed, ja. Ja, die hoogste dampdruk beteken die deeltjie se kragte is so swak dat hy vinnig breek en verdamp, soos klomp dampdeeltjies. Hoogste dampdruk. Ja. Kontakoppervlakte is hoe ek wil sê hoe plat hy amper is. So as jy 'n lang plat ketting het, dan is daar 'n klomp plekke waar intermolekulêre kragte kan vorm. Maar sodra daar goed uitsteek, dan kan hy nie lekker intermolekulêre kragte vorm nie. Yes. Okay. Goed, kom ons kyk na die multiple choice vrae. Dit sê: die kookpunt van vertakte alkane is laer as die van reguit kettingalkane, wat dieselfde aantal koolstofatome bevat, omdat vertakte alkane kettinge wat het. Dis lang sin. Okay, kom ons gaan gou weer. Hulle sê vir daar, die kookpunt van vertakte alkane. Okay, so is laer as die van 'n reguit alkane. So hierdie ene is laer as hierdie ene van dieselfde aantal koolstofatome. Okay? Omdat vertakte alkane alkaankettinge wat het. Okay? 'n groter molêre massa. Hierdie twee het presies dieselfde molêre massa. Ek wil hê jy moet hierdie vir my neerskryf asseblief, so jy moet weet dat en sê maar hierdie was 'n vergelyking, hierdie was 'n ondersoek, dan was die konstante, die goed wat ons konstant gehou het hierso, was die feit dat hulle albei Londenkragte het of die feit dat hulle albei alkane is en die feit dat hulle dieselfde molekulêre massa het. Okay, dit is 'n konstante. So dis nie die rede hoekom die een 'n laer kookpunt het nie. So dis nie hy nie. Dat hy 'n korter kettinglengte het. Okay, so hierdie ene is 'n korter kettinglengte as hierdie ene. Dis hoekom hulle wil nie hê jy moet die woord gebruik kettinglengte gebruik nie, want wel sy hoofkettinglengte is korter, maar as jy kyk na uit hoeveel koolstof uit bestaan, dan is hulle kettinge so koolstofblokkies dieselfde. So dit is 'n baie confusing term daai. Okay, kom ons gaan aan. Meer elektrone het, dit nie. Kleiner effektiewe molekulêre oppervlaktes, yes, want hierdie het 'n syketting wat uitsteek. Wat maak dat sy kontakoppervlakte nie so lekker is om te attach nie. Dus die antwoord is D. Kyk. Want ek het nou net gesê en toe kyk jy daar deur buite. Dit is wat jy my nou net gevra het. Die vorige vraag. Hierdie is 'n reguit ketting, hierdie het sykettinge. Vir hierdie om te connect met nog 'n butaan, nie connect nie maar nader, is 'n klomp kontakoppervlakte wat kan plaasvind. So daai krag tussen hulle is sterk. Waar hierdie ene as ek hom moet connect met nog 'n metielpropaan, dan gaan daar 'n sterk aantrekkingskrag wees, maar as gevolg van hierdie lug daar tussenin is hierdie aantrekkingskrag swakker. Ja, maar kettinglengte is confusing, want praat jy van 'n hoofkettinglengte of praat jy van 'n ketting van die hele ding? Want hulle bestaan uit dieselfde aantal koolstowwe. So hulle wil nie hê jy moet die woord kettinglengte gebruik nie, dis 'n vloekwoord. Okay, volgende ene vraag vir jou. Watter een van die volgende verbindings sal die hoogste kookpunt hê, aka die sterkste intermolekulêre kragte? Okay, luister vir my asseblief mooi.